En ons het almal talle kere dit seker gehoor, al daaruit baie keer gepreek, maar as een van daardie teksgedeeltes jy preek dit, en dan die volgende keer, dan dink jy by jouself, hoekom het ek dit nooit raak gesien? Of miskien het ek kan nie onthou nie, maar dit is so ryk en verrassend. So kom ons lees dit, Levitikus 16, o ja, voor ek dit vergeet. Weet julle, ek het nou gedink, dit is toch 'n goeie gebruik, dat almal wat kan goed praat en lees, dat hulle by geleentheid die skriflesing kon doen, soos die gebruik is in die kerke, nee. So, ek wag ook die aansoeke in, vir mense wat dit graag wil kom doen, voordat ek nou mense aanstel om dit te doen. Baie dankie. Goed, die jaarlikse versoening, dit is so mooi gedeelte. Aaron se 2 seuns het gesterf, toe hulle 'n offer aan die Here wou bring. En na aanleiding daarvan het die Here vir Moses 'n opdrag gegee. Hy het vir Moses gesê, sê vir jou broer Aaron, hy mag nooit sonder in die heiligdom agter die voorhangsel ingaan na die deksel van die verbondsark toe nie. Ek verskyn telkens in 'n wolk bo kan die deksel van die ark, en as Aaron sommer ingaan, sal hy sterwe. Voordat hy in die allerheiligste ingaan, moet hy 'n jong bul as 'n sondeoffer bring en 'n ram as brandoffer. Verder moet hy die gewyde klere van 'n gewone priester aan hê oor 'n broek, en hy moet 'n serp om sy lyf en 'n tulband op sy kop hê. Dit moet alles gewyde linne klere wees. Hy moet hom was voor hy dit aantrek. Van die gemeente Israel moet hy 2 bokramme as sondeoffer kry en 1 skaapram as brandoffer. Hy offer dan eers die bul wat vir homself bedoel is as sondeoffer, sodat hy versoening kan doen vir homself en al die priesters. Daarna bring hy die 2 bokke na die ingang van die tent van ontmoeting toe in die teenwoordigheid van die Here. Hier moet Aaron looitjies trek oor die bokke. Die een looitjie moet gemerk wees vir die Here en die ander een vir Azazel. Aaron moet die bok wat vir die Here geloot word as 'n sondeoffer offer. Die bok wat vir Azazel geloot is, moet bly lewe. Die bok moet in die teenwoordigheid van die Here bly staan, sodat Aaron die versoeningshandeling daarop kan verrig, en daarna moet die bok die woestyn ingestuur word vir Azazel. Wanneer Aaron die sondeofferbul offer wat vir homself bedoel is, en waarmee hy vir hom en al die priesters versoening doen, moet hy die bul slag en moet hy 'n vuurpan vol maak met gloeiende kole van die altaar af, wat in die teenwoordigheid van die Here staan. Aaron moet ook 'n dubbele handvol fyn gestampte wierook vat en daarmee agter die voorhangsel ingaan. Daar in die teenwoordigheid van die Here moet hy dan die wierook op die kole gooi, sodat dit 'n rookwolk maak, wat die deksel van die ark bedek, waarin die getuienis is. Dan sal hy nie sterf nie. Hy moet daarna van die bloed van die bul met sy vingers sprinkel op die deksel se voorkant, en dan ook nog 7 maal op die grond voor die deksel. Wanneer Aaron die bokram slag, wat as sondeoffer vir die volk bedoel is, moet hy met die bloed agter die voorhangsel ingaan, en daarmee doen soos hy gedoen het met die bul se bloed. Hy moet dit sprinkel op die deksel en voor die deksel. So moet hy die allerheiligste reinig van die onreinhede van die Israeliete, van hulle oortredings en al hulle sondes. Hy moet die tent van ontmoeting ook op dieselfde manier reinig, want dit staan by die volk met al hulle onreinheid. Niemand anders mag aan die tent van ontmoeting wees, van dat Aaron ingaan om in die heiligdom versoening te doen, totdat hy uitgaan nie. Hy doen versoening vir homself, die priesters en die hele gemeente Israel.
Daarna moet Aaron uitgaan na die altaar toe in die teenwoordigheid van die Here en dit reinig. Hy moet van die bloed van die bil en die bokram rondom al die horings van die altaar smeer en met sy vinger van die bloed 7 keer op die altaar sprinkel. So moet hy die altaar reinig van die onreinheid van die Israeliete en dit wy. Nadat Aaron die allerheiligste, die tent van ontmoeting en die altaar gereinigheid het, moet hy die lewende bok nader bring. Terwyl hy dan sy 2 hande op die kop van die bok lê, moet hy al die oortredinge en opstandigheid, al die sondes van die Israeliete daar bo oor die bok bely. Sodoende sal hy die sonde op die kop van die bok oordra. Iemand wat beskikbaar is, moet dan die bok die woestyn injaag. So sal die bok al hulle sonde met hom saamdra na 'n onherbergsame streek toe, en daar in die woestyn moet hy agtergelaat word. Aaron moet dan in die tent van ontmoeting ingaan en sy linne klere waarmee hy in die allerheiligste ingegaan het, uittrek en dit daar neersit. Hy moet hom op 'n gewyde plek gaan was en sy hoëpriesterlike klere aantrek. Dan moet hy uitgaan en die brandoffer vir die versoening van sy eie sonde bring, as ook die brandoffer vir die versoening van die sonde van die volk. Hy moet ook die vet van die sondeoffer op die altaar verbrand. Die man wat die bok na Azazel toe gejaag het met sy klere en homself was, voordat hy na die kamp toe terugkom, die sondeofferbul en die sondeofferbok waarvan die bloed gebruik is om versoening te doen in die allerheiligste, moet buite die kampplek verbrand word, velle, vleis, stensmis en al. Man wat dit verbrand het, moet eers sy klere en homself was, voordat hy na die kamp toe terugkom. Julle moet dit as 'n vaste instelling handhaaf, dat julle almal die gebore Israeliete en die vreemdeling wat by julle woon, moet vas. Van alle werk moet staak, tot op die 10de dag van die 7de maand. Want op die dag moet daar vir julle versoening gedoen word, sodat julle rein kan wees. Julle moet in die teenwoordigheid van die Here gereinig word van julle sonde. Dit moet 'n plegtige rustig wees, 'n dag waarop julle vas, 'n instelling, 'n vaste instelling. Die priester wat gesalf is en in die plek van sy vader as hoëpriester georden is, moet die versoening doen. En met die gewyde linneklere aantrek, die allerheiligste, die tent van ontmoeting en die altaar reinig en versoening doen vir die priesters en die hele gemeente. Versoening vir die sonde van Israeliete moet 'n vaste instelling wees. Dit moet elke jaar plaasvind. Aaron het toe gedoen wat die Here vir Moses beveel het. Ek wil begin met 'n storie wat in 'n sekere sin 'n kontras is, 'n foil met dit wat hier gebeur. Iets anders. In die begin van die 1500s het Benvenuto Cellini, een van die bekende beeldhouers in Italië, het hy by Paus Clement gestaan en hy het vir hom gewys hoe een van die artilleriestukke werk. Hy het soos 'n kanon het hy dit gemik en op die Spaanse soldate gerig wat die vyand is, en daar het hy die skoot afgetrek. Ek ken nie die hele konteks nie, maar die skoot afgetrek, nou, daar het iets verstommends gebeur. Toe die bal, die koel, die projektiel die persoon tref, het hy die swaard wat hy voor hom gehou het, het hy deurklief en hy het die persoon letterlik middeldeer geskiet, wat daar 2 helftes is. Hoe gruisam dit ook al is, het die paus baie opgewonde geraak daaroor, want hy kon dit nie voorsien nie en hy het vrae gevra, en toe het Cellini vir hom gesê, hy kon dit ook nie voorsien, dat dit so sou gebeur. Verstommend, die tegnologie en alles wat daarmee saamgaan. En toe vra hy vir die paus of hy hom asseblief sal absolutie verleen vir the homicide, vir
vir die moord wat nou plaasgevind het. En toe het die paus met 'n oop hand 'n kruis gemaak voor sy gesig, en hy het vir hom absolusie gegee. Hy het vir hom gesê, ek spreek jou vry van hierdie daad en al die dade wat jy gedoen het in die verlede in die naam van die kerk, en ook al die dade wat jy nog gaan doen, al die moorde wat nog gaan gepleeg word, tot behoud van die kerk. Maar ek wil geensins in die rigting beweeg van om die Rooms-Katolieke Kerk uit te maak as die antichrist nie, want dit is nie waar nie. Dis 'n insident in die geskiedenis. So terloops, dat ek daarom ook net dit sê, dat ons is almal deel van die Katolieke Kerk. Ons almal. Ons is die Katolieke Kerk. Dit is 'n woord wat gewoon beteken algemeen. So as iemand vir jou sê, Heilige Katolieke Kerk, beteken die Heilige Algemene Kerk. Dis hoekom die bewoording verander was, dat daar nie misverstand ontstaan. Daar's ter onderskeiding van die Rooms-Katolieke Kerk, waarvan die paus die hoof is. So net daardie onderskeid. Want ek kom agter dat baie min mense weet dit hier staan, dat dit is wat dit beteken. So met daardie storie wat eintlik baie gruisam is, en die hele kwessie van ek gee vir jou absolusie, ek spreek jou vry. In 'n oogwink word daar met 'n groot uitveer uitgevee die moord wat plaasvind, die moorde wat plaasvind, en die moorde wat nog gaan plaasvind. Nou as jy praat van 'n carte blanche, nee. So enigiets wat ek dan vorentoe kan doen, is per definisie, is dan klaar, versoen en uitgevee. Nou dit adem nie die gees van hierdie teksgedeelte nie. Wanneer ons hierdie teksgedeelte lees, wat 'n lang gedeelte is, dan is daar totaal 'n ander dimensie en dimensies wat na vore kom. Dit is 'n gewyde gedeelte. Dis 'n gedeelte wat 'n sentrale punt in Levitikus inneem. 'n sentrale plek in die hele boek inneem. Dit is so ongelooflik in die middel van alles wat belangrik is wat God gedoen het vir die volk. Na Levitikus 16 volg 17 tot 28 as ek reg onthou, waar dit gaan oor die lewenswandel. So uit die versoening, na die versoening, gaan dit oor die lewenswandel, die heilige lewenswandel, wat geleef word vanuit dit wat hier plaasgevind het. So kom ons gaan kyk 'n bietjie meer in detail, en ongelukkig het ons gewoon net nie die tyd om by alles stil te staan. Maar in hierdie gedeelte word ons gekonfronteer met die allerheiligste. As jy dit in punte wil opbreek, dan gaan ek vir jou 3 of 4 punte uithaal om maklik te onthou. Die allerheiligste, die teenwoordigheid van God in die allerheiligste, in hierdie tent van ontmoeting. Dit is lank voor die tempel gebou is. In die tent van ontmoeting is daar 'n plek waar die teenwoordigheid van die Here, by die ark, teenwoordigheid van die Here, duidelikste sigbaar is, daar op the mercy seat, soos wat ons sê, die kaporim, waar bedek word. Die sonde word bedek, maar daar, op daardie versoendeksel, dis waar die Here as ware se sitplek is, simbolies. Nuwe Testament praat van die lasterium. Daar is God teenwoordig, in sy glorie, in sy heiligheid, in sy almag, in sy andersheid. En dit is 'n belangrike konsep. Dit is nie al konsep nie, en ek gaan dit later verduidelik, maar dit is 'n belangrike vertrekpunt, dat God maak homself teenwoordig onder mense wat opstandig is, wat verbrekers is van die verbond, wat verhoudings verbreek, wat reëls oortree, wat in 'n ander rigting is, die hart neig, die gesindheid van die hart, die wil van die hart neig in 'n ander rigting. In daardie gemors, as jy wil, is God teenwoordig. In daardie verskriklike,
gedagte om te dink, in daardie contaminated environment, is die lewende God, teenwoordig in sy heiligheid. En wat hy doen is, hy verdelg nie, hy skep 'n ruimte vir herstel. Hoe werk dit? Een keer 'n jaar, die 7de maand, dan kom die hele volk bymekaar, en alles kom tot stilstand op hierdie Yom Kippur dag. Alles kom tot stilstand. Want die mees belangrikste handeling gaan voltrek op hierdie dag. Al die laste van mense, al die dinge wat verkeerd gedoen is, die skuldgevoel, al die skuld wat daarmee gepaard gaan, alles wat jou in die grond in boor en dryf, dit alles word as ware daardie dag gebring na die teenwoordigheid van die Here toe. Maar dit begin by die heilige God, wat homself teenwoordig maak, wat nie wegstap van die sondige mens nie, wegstap van die weerbarstige en rebelse volk nie. So dit moet ons baie mooi verstaan, want ons kyk om van die ander kant af baie keer. Ons kyk na die heiligheid van God en dit bedreig ons. Ons hou nie daarvan. Ons hou in 'n sekere sin, iemand gesê, nie van kompetisie nie. So God is vir ons kompetisie. Ons is die mees belangrikste. Ons is sondeloos. Nou, in hierdie teksgedeelte sien ons, God se heiligheid is van so aard, dat die sonde kan nie geakkommodeer word in sy teenwoordigheid nie. Daarom sterf Aaron se 2 seuns, want dit het sommer 'n gemeenplaas geword. Alledaags, ons hop net in. Wanneer God dan hulle laat sterf, dan gee hy die opdragte. Hy is nie daar afgesny, afgeskit, beskik eenkant in sy heiligheid nie. Hy maak die deur oop, dat hulle in sy teenwoordigheid mag inkom. Hy skep die ruimte en ook die maniere om gereinig te word, sodat daar 'n ontmoeting kan plaasvind, sodat daar gemeenskap kan wees tussen God en mens. So dit is 'n geweldige positiewe uiteensetting van God se gesindheid teenoor die volk wat teen hom gedraai het. Dan sê hy, die hoëpriester, let daarop, hy moet 'n buloffer. Daar staan 7 keer in die teks wat hy moet doen. Rondom die volk is daar maar 3 keer 'n verwysing. Rondom die hoëpriester 7 maal verwysings van die geweldige proses wat hy moet deurgaan voordat hy kan in die allerheiligste verskyn. In die bul wat geslag moet word. Nie 'n geval van 'n ram nie 'n geval van 'n bok nie. Dis 'n bul wat geoffer word. Hy moet homself reinig. Hy moet absoluut in nederigheid kom en dan moet hy daar die fyn gestampte wierook moet hy op die kole gooi, sodat die rook die vertrek vul. Rook is altyd op 'n manier 'n teofanie, 'n teken van die teenwoordigheid van God. God maak hom teenwoordig. In hierdie geval is dit mensgemaakte rook, sodat hy nie kan sien die heerlikheid van God kan aanskou nie. So groot is die verskil tussen die heilige God, wat ewig heilig is, wat ongekontamineerd is, wat nie beïnvloed kan word deur die smet van die mens nie. So dit maak hom nie net iemand wat, soos Bart gesê het, die gans andere is, maar hy is ook die een wat as die totaal andere, die een wat teenwoordig. Hy maak homself teenwoordig. Hy gaan weer hierdie geweldige proses dat mense hom kan ontmoet. Aaron, wanneer jy vir jou sonde voorsiening gemaak het, nee, wanneer hy, wat God is, voorsiening gemaak het, waarin jy meedoen, Aaron, dan kan jy in sy teenwoordigheid wees. Dan moet jy die rol vervul van die middelaar vir die volk. So in 'n sekere sin is Aaron 'n vorm van 'n prototipe van Christus, die groot hoëpriester. So diegene van julle wat wel belese is, julle sal onmiddellik weet. As jy Levitikus 16 lees,
dan behoort jy dit te lees as 'n kommentaar saam, of liewers die kommentaar van Hebreërs 8 tot 10, saam met dit te lees. Die groot hoëpriester. Die hele kwessie van die eenmalige van dit alles. Ons kom net nou daarby. So jy lees die twee teksgedeeltes saam. So ons het oor die heiligheid van God gepraat en die sondigheid van die volk. Maar dan is dit nog meer as dit. Het gaan nie net oor die sonde van die mense nie, maar orals waar julle gevat het, orals waar julle by betrokke was, julle teenwoordigheid, die altaar waarin jy aangevat het, dit alles is gekontamineer. Dit alles moet gereinig word. Alles wat jy mee te doen het, is aangetas. Hoekom dink ek onwillekeurig aan COVID? Jy kan nie raak nie, jy kan nie smaak, alles is gekontamineer. Jy kan nie eers asemhaal sonder 'n masker nie. Iets daarvan sien ons in die oortreffende praat in hierdie gedeelte. God se heiligheid. Punt 2, as jy wil. Wat het gebeur met die volk? Hulle het die vrede begin misloop. Die vrede van God. Vrede beteken in die Ou Testamentiese sin van die woord, wanneer die Bybel praat oor vrede, dan praat dit van wholeness, volledigheid, heelheid, volledig mens wees. Dit het begin agterweë bly. Jy verloor deur jou sonde die vrede, die deelname aan volledigheid. Jy word minder mens. Daarom moet ons dink in terme van wat Jesus Christus bring, is die nuwe vrede, nuwe lewe, die shalom, die nuwe vrede waarin ons sal deel hê, waar daar versoening is, dat daar nie konflik is tussen God en mens nie, maar hierdie versteurde verhouding tussen God en mens bring onvrede, bring 'n probleem in verhoudings, tussen mense ook. So ons praat van, ek het my vrede verloor. Ek is nie die mens wat ek kon gewees het, moes gewees het, sou gewees het nie. Daarvan is daar talle voorbeelde. In die derde plek, vanweë die pollution. Kom ons gebruik 'n beeld. Die Bybel hou van veral twee beelde. Die een beeld het daarmee te doen van die verhouding. So wanneer jy 'n ander persoon in die verhouding inbring, in hierdie geval, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Wanneer jy iemand anders daar inbring, 'n ander God, 'n Baal of 'n Astarte of wie ook al, dan het jy die vrede versteur, die vrede verloor, maar jy het die verhouding verdun. Jy het die verhouding gekontamineer. Daar is nou tussen dit alles wat rein is daar nou 'n vlieg in die saad. Net so eweneens die verhouding tussen 'n man en 'n vrou, wanneer daar 'n ander persoon bykom, dan is daar 'n kontaminasie wat plaasvind. Daar is 'n virus in hierdie verhouding. En dit maak dat daar's onvrede. Ek is nie in pas met wat God wou gehad het nie en wat God beplan het. So pollution is 'n geweldige groot tema wanneer dit gepraat word oor sonde. Sonde is nie net 'n oortreding nie. Dis 'n aantasting van jou eie bestaan. Dis 'n verbringing van wat moes gewees het en wat kon gewees het. So daarom, omdat God die lewe wil, daarom sê, daar moet versoening gebring word. Dis die vierde tema. Vierde saak wat hier na vore kom, en daarby gaan ek die langste stil staan. Hy doen al hierdie dinge, sodat daar herstel kan kom in die verhouding. So visualiseer dit. Hier kom al hierdie mense, leeg net met my sonde las, kom ek nou na die tent van ontmoeting. Hier ontmoet ek die Here, en kom ek met my belydenis van die sonde, want dit het vir my 'n ondraaglike las geword. Daar's altyd 'n belydenis daarmee saam. Daar is 'n insig in dit wat verkeerd is. Gaan kyk na Psalm 51. Wanneer Dawid sy sonde bely rondom Batseba. Gaan kyk na Nehemia 9, lees daardie gedeelte. Terwyl die volk nog steeds in 'n krisis is,
in Nehemia 9, dan maak hulle daar die lang belydenis, 'n lang lys van goed, maar dan skrikwekkend wat hulle dan sê is daarmee saam. Dis nie net ek wat dit gedoen het nie. Dis nie net 'n persoonlike, individualistiese saak. Ons voorvaders het hieraan meegedoen. Hulle het nie geluister na die profete nie. Hulle het van die vroegste tye af skeef getrek in 'n verkeerde rigting, gemurmureer, rebelsheid, verwerp. Hulle het 'n substituut God begin kry. Hulle het 'n kalf gemaak. They polluted die verhouding. Dis wat dit beteken. Hulle het die verhouding heeltemal op 'n manier verkrag, as jy wil. En nou, hulle en ons, Nehemia 9, hulle en ons dra nou die las. Daarom sê van die gereformeerde teoloë dit so mooi, Berkhouwer, Bavink en al die ander, waar's Esther as ek praat van Bavink, hy is so mal oor Bavink. Dan sê hulle, dis nie eendag alleen wat ons die sonde straf gaan dra nie, ons dra dit nou, alreeds nou leef ons onder die las van gebroke verhoudings en skeefgeloopte sake. Nou alreeds beleef ons iets van daardie trauma. Eendag is daar 'n oordeel en 'n straf, ja, maar ons nou alreeds dra ons swaar aan die las van die oortredinge, nie net van die eie oortreding nie, maar van die wêreld. Ek en jy dra die las van dit wat ander mense doen, die gevolge van wat ander mense doen, die onregverdige gevolge van wat aan jou kind en jou kleinkind gedoen word. Is dit nie? Jy voel, jy kan daardie persoon wat dit gedoen het, iets aandoen, en jy voel, dit gaan nie sonde wees, as ek dit aan hom of haar doen. Want dit is onregverdig, ek dra alreeds die pyn van dit alles. Mense, dan kom God, dan sê hy, dan moet versoening gedoen word, dan moet offers gebring word, maar selfs op die vuil altaar, wat eers gereinig moet word, selfs die vuil mens in my teenwoordigheid moet eers gereinig word, maar dan is daar 2 bokke, een wat geslag, en daar is versoening wat gedoen word vir die volk, en dan is daar 'n ander een, en simbolies word al die volk se oortredinge word oorgedra met 'n simboliese handeling deur Aaron die hoëpriester, met al 2 hande, nie met 1 hand nie, sit hy sy hande op hierdie bok wat met die lot gekies is. En ons weet nie hoe dit gewerk het, of dit 'n dobbelstene was, wat ook al. Maar dit is, kan julle indink, 1 keer 'n jaar, ek vat julle terug, 1 keer 'n jaar, ons kyk van bo, ons doen 'n time walk terug, ons kyk wat gebeur hier, die absolute stilte. Nee, ek dink nie daar was net stilte nie. Die weeklag, die hartseer, die pyn vir wat aan my gedoen is, en wat ek veroorsaak het, die insig in die pyn wat ek veroorsaak het, die verbreking, wanneer daar die hand op die bok geplaas word, wat was die belewenis, ervaring van mense, ek bring alles, ek maak leeg, ek maak skoon, ek doen die belydenis volledig, ek gaan haal, is daar nog iets, ek gaan haal dit alles, nie as 'n vertoon nie, ek kan nie meer so leef nie, ek kan nie 1 dag meer aanhou nie, dan moet vir my 'n uitkoms kom, dan word dit oorgedra, op daai bok se kop. Dan word die bok onder begeleiding uitgestuur. Daar is baie legendes rondom dit, dat daar verskillende waypoints of stasies is, waarby die bok verbygegaan het. Ons kan nie met sekerheid dit sê nie. Maar wat ons wel weet is, dat hierdie is die sondebok, as ware die vrotteie. Hierdie is die sondebok, wat gestuur word in die woestyn.
Wat beteken dit? Daar is baie teorieë. Kyk, jy kan nou in 'n preek eindeloos besig wees met al hierdie verskillende teorieë en op die ou en die groot punt mis. Die punt is, die sonde word verwyder uit die kern, uit die begin, die midde van die volk. Hierdie is, it's an abomination. Ons kan nie met dit so leef. Ons kan nie met die sonde saamleef nie, met die oortreding, die rebellie, die opstand. Ons kan nie so nie. Ons moet daarvan ontslae raak. Ons loop die shalom, die vrede mis. Dan word hy uitgestuur. Daar's iemand wat hom begelei. Waarheen? Na alle waarskynlikheid. Omdat die woestyn 'n plek van intense hitte, intense vervreemding, droog, verwerp. Daar is nie lewe nie, daar is nie hoop nie. Na die intense word die bok uitgedryf. Party mense het gesê Azazel was 'n woestyngod, 'n woestyndemoon. Daar's nie so 'n groot rede om dit te dink nie. Wat ons vir onsself sê is, die bok word verwyder. Dit kan nie in ons midde wees nie. Daar gaan die bok. Daar is ook aanleidings dat dit waarskynlik oor 'n afgrond, dat die bok dan gejaag word. Oor 'n afgrond, dat hy daar sterf in die woestyn. Die beginsel is, hy kan nie terugkom. Hy moet daar sterf. Dit kan nie hierso geakkommodeer word nie. Die erns, kan julle dink, die erns waarmee mense omgegaan het rondom hulle eie skuld. Hulle was ernstig daaroor. Hulle was nie ernstig oor dat hulle onskuldig is nie. Hulle was juist ernstig daaroor dat hulle skuldig is. Mense, wanneer ons in Jesus Christus in sy koms sien dat hy sê, hy kom vir die verlorenes, hy kom vir die siekes, die mense wat ontmoedig is, wat nie 'n toekoms het nie. Hy kom vir hulle wat in skuld, onder skuld gebuk gaan. Dan is hy die een wat in die allerheiligste by wyse van spreek in die teenwoordigheid van die lewende God in die hemel ingaan. Want hy die versoening volledig gedoen. Hy trek ons in die teenwoordigheid van God, omdat hy die versoening volledig gedoen het. Omdat op hom is dit afgebring. En hy het vir ons die versoening bewerk. Dit is hoe ernstig die kruisiging van Jesus Christus is. Daarom kan ek en jy nie net maar nie verbygaan, net dink dit is daardie tyd van die jaar en ek beplan 'n nuwe vakansie nie. Dis 'n tyd van diepe ootmoed. Dis 'n tyd van belydenis. Dis 'n tyd van hartgrondige bekering opnuut. Vir my het hy hom daar laat hang. En ek leef bloot vir selfbelang. So het ons al baie keer gesing. Mense, ek sluit af waar die tyd gegaan. Dit is skok. Besef ek sal weer oor die tyd. Die realiteit is, ons het begin met 'n paus wat absolutie verleen. Vir alles wat nog gedoen gaan word. Mediator, hoëpriester. Die ware hoëpriester is Jesus Christus. Hy vra van my 'n belydenis. Spreuke vers 13. 'n Belydenis en 'n aflê van dit wat verkeerd is, sodat ek kan leef. Vry kan leef. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here vir hierdie teks. Dankie vir U self, o Here Jesus, U wat ons verlosser en saligmaker is. Dankie dat U vir ons gesterf het, maar dat U opgestaan het en dat U lewe, dat ons saam met U lewe, onder U hand leef, aan U vasgekleef leef, omdat daar vir ons versoening gebring is. Here, hoe kan ons dan argeloos en gemaklik omgaan met dit wat teen U wil is? Hoe kan ons so min moeite doen met 'n verhouding met U? U wat die som totaal is van die vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Die hemel
is die plek van die ewige vrede, waar alles heel is, waar alles herstel is, waar alles werk soos het behoort te doen. Here, seën ons dan as gemeente, om iets hiervan uit te leef tot u eer in lydingstyd en Pasen. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes.